ontdek die waarheid van die Bybel. Die boek Spreuke, deel 138. Ek is professor Ranus Rettinghuis van die Eerste Gemeente van Jafashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sal jy belangstel in enig van my boeke wat ek geskryf het. Ek dink spesifiek aan die dik swart boek, Die mens, siel, gees en liggaam, graf, doodryk, hel of hemel. As dit u ooit bekommer, wat gebeur met my as ek sterf? Wat gaan hemel toe? Wat gaan doodryk toe? Wat gaan paradys toe? Wat staan op as Jafashua kom? Waar is die hel? Waar is die doodryk? Waar is die paradys? Waar is my siel? Waar is my gees? Wat staan op? As eers toe Korinte praat, Paulus praat van die grafte sal oopgaan en hulle sal opstaan. Wat staan op uit 'n graf uit van iemand wat 100 jaar terug dood is? Die vrae en meer word geantwoord in 'n dik swart A5 boek oor die 500 bladsye. Die mens, siel, gees en liggaam, graf, doodryk, hel of hemel. Vir iemand 'n geskenk wil gee, kry een van die boeke vir hom. Kontak ons by ons WhatsApp nommer 0722 367 124. Gaan na my webtuiste https://Jafashua VAHVAHSAIA.co.za. Als klein lettertjies aan mekaar, né? As die eerste keer is dat jy na die reeks kyk, is verskriklik welkom. Maar jy het 'n magdom inligting gemis. Gaan na deel 1, begin reg voor, en dan stap jy verder elke dag met ons. Of jy kan 2, 3 kyk op 'n dag van die ontbytgedeeltes, maar begin voor, anders het jy 'n magdom inligting gemis. Het is uiters noodsaaklik dat jy inteken, sodat jy die kennisgewings kan kry van ons verskillende boodskappe en studies. Moet ook nie die Engelse boodskappe vergeet nie, hoor. Baie belangrik, baie belangrik. Stuur die kontak ook vir die vriende en die kennisse. Dis lewensveranderend, skryfblok en 'n pen is uiters noodsaaklik. Is maar goed om 'n seatbelt net so naby te hou, net ingeval. Kom ons bid saam. Vader Jaffa, baie dankie vanmôre vir die wonderlike voorreg wat ons het as Jafiste en deel van die bruid van Jafashua, universeel, om saam te wees, om deel te wees van hierdie wonderlike, bonatuurlike, geopenbaarde oomblik wat U vir ons gee om saam te wees in die woord. Dankie dat ons vanmôre uit die woord kan leer en dat die woord sê dit is soet in ons mond en bitter in ons maag, want dit krap baie keer die dinge om, Vader. Die tradisionele godsdienstige, kerklike dogmatiek en leerstellings. Dankie vir die bo-natuurlike geopenbaarde woord en vir die Ruach HaKodesh wat ons lei in alle reg en waarheid. Word verheerlik vanmôre in die naam bo elke ander naam, die naam Jafashua, volk van Jaffa sê halleluja, halleluja, prys Jaffa. Welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Ek vertrou dat vanoggend se sessie vir u 'n groot seën gaan wees, halleluja. Ons is besig met die boek Spreuke. Ons gaan verder waar ons gestop het gisteroggend, Spreuke 11 vers 25. Nou sal onthou dat gisteroggend het Vader ons gelei eergisteroggend in ons moet ons hand oopmaak en seën. Ons kan eerder seën as wat ons die goed toehou en dit mif of verrot. Nou sê hy so in vers 25, die siel of die persoon wat seën word versadig. Nou, my siel kan nie versadig word nie. As ek hier insit, dan word ek versadig. Versadig. Alright, maar wat bedoel koning Salomo hierso? Die meer ek insit in die koninkryk, nie in woord, soos gisteroggend, in studie, in navorsing, in nougesetheid wandel, in heiligheid lewe, in die vrugte van die Ruach HaKodesh wil lewe. Dis nie net die 9 vrugte nie, maar daar is ook die gawes. Die siel wat seën. Die woord kom en hy sê, dis makliker om te seën as om te vervloek. Ons het die reg gehad om lankal die NLR ouens te vervloek. Maar weet jy wat? Ons seën hulle, en ons sê,
Hulle moet gered word. Want as Jaffa daai ouens kan red, weet jy hoe powerful kan hulle wees in die koninkryk? Want hulle kan sê, ons was geestelik stupid, verblind, niks geweet nie. En nou is ons in die geopenbaarde lig van die waarheid. Die siel wat seën, jy sien wat ek hierso sê, ek sien nie koning Salomo verwys na siele nie, hy praat nie van 'n groep nie. Hy sê die siel, die enkeling, ek en u, die enkeling. Dis vir my goed om met 'n groep mense te praat. Maar dis ook goed om met enkelinge te praat. En partykeer gebeur dit dat 'n mens 'n sessie het met individuele mense. Iemand maak 'n afspraak, hy kom jou sien of wat ook al. Dit is belangrik. Dit is nie vir 'n groep nie. So wat doen Jaffa? Hy wil partykeer intiem met ons verkeer. En dit is dan nie 'n hele groep nie. Dis ek en hy. Dis wanneer hy met ons wil spreek. Dis wanneer ons wil leer. Is wanneer hy bietjie ons wil vashou. Die siel wat seën word versadig. En die versadig beteken nie om vet te word nie. Of om ooreet te word nie. Die versadig is dat ek groei in my geestelikheid. Ek bereik volwassenheid in die Ruach HaKodesh. Apostel Paulus kom, hy sê toe ek 'n kind was, het ek gedink soos 'n kind, ek het gemaak soos 'n kind, ek het gespeel soos 'n kind, maar nou dat ek volwasse is, nou dat ek 'n man geword het, het ek die dinge van 'n kind afgelê. En weet jy wat? In die geestelike lewe as 'n Jafis, as deel van die bruid van Jafashua, kan ek en u nie altyd in die baba skoentjies wees nie. Ons kan nie altyd in die kinderlike sfeer beweeg en sê ons is maar tevrede om daar te wees nie. Daar kom 'n tyd wanneer jy jou kinderskoene moet ontgroei. En ek betrokke moet raak in die volwasse wêreld, in die geestelike, op 'n meer gevorderde vlak, op 'n hoër vlak. Daarom met die eskatologiese kursus wat ons doen, dis 'n 3 jaar kursus in die eskatologie en die 4 jaar is die teologie jaar. Daarom, ek hanteer nie die goed van die 3de jaar in die 1ste jaar nie. Daar's vlakke. As ek die 3de jaar se inligting met 'n 1ste jaar student moet deel, dan skrik hy 'n mors dood, dan sy môre weg. Maar oor 3 jaar is hierdie, of oor 2 jaar, is hierdie persoon gereed dat ons die 3de jaar se goed, die begin van die 3de jaar, met hom of haar kan begin deel. Hoekom? Want hulle het 'n fondasie gebou. Vir 2 jaar. Hulle het verskillende eksamens geskryf, om tot daar te kom. Hulle het gegroei. En dis wat Jaffa wil hê vanmôre. Die siel wat seën word versadig. Die een wat in sy geestelikheid seën, saai, insit. Ek het al voorheen gesê, 'n plaasboer wat onder die wilgeboom sit, met 'n stuk biltong en lekker sit en beesbiltong eet, of so dun sny met daai skerp knipmes van hom. En die ander ouens ploeg aan die ander kante, dat die stof staan. Hy sit net en biltong eet. Hy kan nie 'n oes verwag nie. Hoekom? Hy het niks ingesit nie. Daai ander daar aan die ander kant, hulle het 'n verwagting vir 'n oes, as die reën kom. Maar hierdie ou wat net gesit en biltong eet, hy het net so gegroei. Hy sukkel om van sy stoeltjie af te kom. Want hy het 'n halwe bees opgeëet, terwyl die ander gewerk het. En dis wat dit is. Ek en u het nodig om in die geestelike besig te moet wees, om die grond voor te berei, sodat ons kan saai. Ek kan nie net saai nie, ek het nodig om die grond voor te berei. En dis hoekom hierdie ontbytsessie so belangrik is, elke dag. Want Jaffa berei hierdie grond voor, vandag vir u om suksesvol te wees. Op een of ander manier, in die koninkryk, in die besigheid, in die huis,
by die skool, met hulle wat u werk, die mense wat onder u werk, u wat onder andere werk. Dis 'n opleidingsproses. Hy sê die siel wat seën, word versadig. Die siel wat die grond voorberei, die siel wat die saad insit, kan 'n oes verwag. Die woord sê die een plant, die een gooi nat, maar Jaffa laat dit groei. Hoe wonderlik is dit? En wat beteken dit? Ons is deel van die netwerk, die koninkryksnetwerk van Jafashua. Ons is deel van 'n legkaart stukkie. Elke een van ons is 'n stukkie wat iewers te inpas en dit maak die prentjie volledig. Ek het u nodig en u het my nodig. En Jaffa het ons almal nodig om wat te doen? Om die koninkrykswerk in hierdie tyd waar mense verslaaf geraak het aan die internet leuns. Ek kyk nou weer na hierdie Henog storie. Ons is juist besig met die studie oor Henog. Jy kan nie glo die snert wat hulle geskryf het nie. En dan kry jy mense wat dit glo, wat dit deel van hulle godsdienstige teologie en dogmatiek maak en hulle leefwynse maak. Soveel so dat hulle met ander, daai leuns met ander mense deel, vrymoedig. En dan ek en u wat Jafiste is, ons is skaam, ons is te bang, ander moet weet ons is Jafiste. Daai Israel wie is die ou wat daai snert glo, hy het nie 'n saak nie. Hy het nie 'n saak nie. Maar ek en u wat die waarheid het, och nee, die mense moet net nie weet ek sê Jafis nie. Weet jy wat? Ek hoor sê as jy jou skaam vir my naam en my koninkryk, gaan ek my eendag skaam voor my Vader vir jou. Die siel wat seën word versadig. Wil jy geseën wees? Wil jy gebless wees? Wil jy oorvloedig hê? Die siel wat seën word versadig en hy wat slaaf word self ook geslaaf. Jy wat ander verdruk. Jy wat nie die son oor ander se koppe sien skyn nie. Jy wat nie die voorspoed van Jaffa oor ander wil sien plaasvind nie. Die woord sê jy gaan self verslaaf word. Die woord is eintlik baie eenvoudig. Hy sê met dieselfde maat, dis 'n beker of 'n houer waarmee jy skep, word vir jou en my geskep. En dis hoekom ons baie versigtig moet wees wanneer ons skep, wanneer ons 'n maat gebruik. Want ons word gemeet aan daai selfde maat. En ek is so bly, ek aanbid 'n regverdige Jaffa, my Elohim. Hy sal niks onregverdigs oor my bring en oor jou bring, wat ons nie eintlik oor onsself gebring het nie. Hallo? Ja. Meeste van die goed bring ons oor onsself. Weet jy hoekom? Wat is die maatemmer waarmee ons skep? Wil jy geseën wees? Seën ander. Wil jy vervloek wees? Vervloek ander. Hy wat koring terughou, vers 26, hom vloek die mense. Hy wat koring terughou, vloek die mense. Maar seëninge kom op die hoof van hom en haar, wat koring verkoop. Nou, wat het hierdie mense gedoen? Oomblik as jy het, hy wat koring het, hy wat voorspoedig is, sy wat voorspoedig. Jy sien koning Dawid, jammer dames, maar die psalms en die Ou Testament is net geskryf vir die man. Hy, wat eintlik sy ook moes gewees het. Ek is so bly vir die Nuwe Testament, halleluja. Ek is so bly, ek funksioneer nie onder 613 wette nie, maar onder die genade 2 koninklike wette van die Nuwe Testament. Galasië 3:26-29 wat sê, by Jaffa, ons wie in Jafashua onderdompel is, het ons met Jafashua bekleed, ons het die bruilofskleed aangetrek. Daar is nie Jood of Griek nie, vryman of slaaf nie, man en vrou nie. Hoe kom die vrou in die koninkryk werk? Deur wedergeboorte, bekering en onderdompeling.
En dan word ons deel van Abraham se beloftes, elke een. Hy sê hy het nie behaag. Jaffa het nie behaag dat ons meer aan ons vlees besny word nie, maar aan ons sielsdimensie, want die vrou kan nou ook aan die sielsdimensie besny word. Nee, sê mense, 'n vrou mag nie preek nie, en daai ding was ons groot in die kerke gewees, jare toe ons in die kerke was. Vrou moet stil wees, moet swyg, haar man moet haar leer. Terwyl die woord sê, het was juis die vrou wat Miriam Magdalena. Miriam Magdalena was die eerste boodskapper. Joshua sê gaan sê vir die apostels, ek het opgestaan. Gaan sê vir hulle, is sy nie 'n boodskapper nie? Het sy nie die woord gaan preek nie? Natuurlik. Hy wat koring terughou, hom vloek die mense. Maar seëninge kom op die hoof, kyk die beeldspraak, van hom of haar wat koring verkoop. Met ander woorde, wat hulle voorspoed deel met ander. En dit gaan ek mee afsluit vanmôre. Jy kan nie dit wat Jaffa vir jou gratis gegee het, hierdie bo-natuurlike evangelie, in 'n kokon toe hou net vir jouself nie. Jy moet dit uitdeel aan ander, dat dit meer kan word. Tot môreoggend as dit Vader se wil is, Maranatha. Jaffa kom weer. Halleluja.